Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Artikel geskryf deur Jana Liter het nogal my gedagtes bietjie losgemaak oor vandag se tema en onderwerp. Die opskrif gaan maar daaroor dat oor die hele kwessie van dat mens liewer vir jou hond kan wees as vir mense. Sy verwys na 'n baie interessante term, 'n hondtrowert. Nie 'n ekstrovert of 'n introvert nie, maar 'n hondtrowert. 'n woord wat lyk my blykbaar geskep is deur François de Toey, en wat iemand beskryf wat dan meer van dieregeselskap of dan spesifiek hondegeselskap hou as die van mense. Dit het my gedagtes nogal ver laat teruggaan en ongelukkig moet ek erken dat daar iets van 'n hondtrowert in my is. En dit is nogal vreemd vir 'n sielkundige om dit te erken, maar ek dink dit bring tog balans om met jou elke dag van jou lewe intens met mense geselskap te doen het en op 'n diep vlak met mense praat, dat dit nogal 'n lekker balans bring. Maar my ook terug laat dink aan my RSG dae toe Daisy, my Jack Russell, baie van my stories ingekleer het. En van die luisteraars sal dalk, as jy geluister het destyds, onthou van Daisy. Daisy is ook op die voorblad van een van my boeke en het 'n groot rol in my lewe gespeel. En ek dink daar's 'n fyn lyn tussen waar mense gesonde omgee en liefde vir jou troeteldiere het, maar waar dit ook 'n pyn kan word vir mense rondom jou. En mens moet maar baie mooi en sensitief daarmee omgaan. Maar met Daisy se heengaan het ek iets beleef van 'n verlies wat moeilik is om te verduidelik, maar wat 'n gat gelos het. En die van julle wat ook hondtrowerte is of lief is vir troeteldiere sal weet dat dit 'n gemis is wat mense wat nie liefhebbers is van diere glad nie kan verstaan nie en dink dat dit eintlik totaal ongesond is. Maar ek dink baie keer ook dat die liefde wat ons het vir diere opgesluit is daarin dat dit mens minder kwesbaar maak. Jy voel baie minder kwesbaar en daar's iets van onvoorwaardelike liefde wat 'n mens by jou troeteldiere kry. Ek vind dat soos wat 'n mens ouer word, dit baie moeiliker is om daai verlies van 'n troeteldier te verwerk. En 'n mens leef meestal langer as jou troeteldier, wat eintlik dan 'n intense verliesbelewenis veroorsaak. Ek dink tog, dan moet ek myself ook herinner daaraan dat die skrif my aanspoor om tog nog steeds uit te reik na mense, liefde. En ek dink dat 'n mens, wanneer jy oorweldig voel en wil wegskram daarvan, dat jy dit vasgryp en die Here vertrou vir sy liefde wat hy in jou hart uitstort. Maar ons word opgeroep, al hou ons nie altyd van mense nie, om lief te hê. Dis 'n liefde wat nie 'n hou van is nie, maar 'n liefde is wat ondanks dit is. Ek dink so aan C.S. Lewis se gedeelte waar hy skryf oor to love it all is to be vulnerable. It will not be broken as jy wil vashak aan daai van nie lief hê nie. En dan sit 'n veilige plek, maar dat as 'n mens uitreik en weer kwesbaar is, beleef hy iets van die kosbaarheid van liefde. Die Here Jesus se liefde aan ons is juis in kwesbaarheid bewys, die bereidheid om mens te word en te sterf. En wanneer ek werklik dis kwesbaar bereid is om te wees, kan ek ook lief hê en daai seën beleef van wanneer 'n mens uitreik in liefde. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp en Nakkie Shrink. Kan vir my skryf eugenekemp@me.com.